Goeiemôre gemeente en baie welkom by ons aanlyn diens vanoggend. Ek lees vir ons graag ons fotum voor wat uit ons teksgedeelte uitkom as sommer 'n belydenis vir elkeen van ons en 'n waarheid waaraan ons vandag vashou. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Ek groet julle vanoggend in die naam bo elke naam, Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Ons skrifgedeelte vandag kom uit Romeine 10 vanaf vers 1 tot 13. Broers, my hartewens en my gebed tot God vir my volk is dat julle verlos mag word. Ek kan inderdaad vir hulle getuig dat hulle God met ywer dien, maar sonder insig, omdat hulle die geregtigheid wat van God afkom nie begryp nie en probeer om hulle eie geregtigheid tot stand te bring, het hulle nie onderwerp aan die geregtigheid wat van God afkom nie. Die einddoel van die wet is immers Christus tot regverdiging van elkeen wat glo. Moses skryf immers van die geregtigheid wat op grond van die wet verkry word. Die mens wat hierdie dinge doen, sal hierdeur leef, maar die regverdiging deur die geloof word so verwoord. Moenie in jou hart sê, wie sal na die hemel opgaan met die bedoeling om Christus af te bring, of wie sal na die onpeilbare diepte afdaal met die bedoeling om Christus uit die dood terug te bring nie. Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond, in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar. Met die mond bely ons en word so verlos. Die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat in sy naam, die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Ons ken almal die gevoel van om desperaat na iets te moet soek en dit nie te kan kry nie. Stel jou vir 'n oomblik voor, jy is iemand wat vir dae lank oopgesluit is in 'n klein donker kamer. Jy is honger en dors en angstig en jy wil graag ontsnap. Jy sien 'n deur, maar jy kan nie die sleutel van hierdie deur kry nie. Jy stoot en trek daaraan, jy probeer die skaniere afbreek, jy slaan teen die mure, jy kyk om jou rond of daar enige voorwerpe is waarmee jy dalk 'n moontlike leer kan probeer bou om by die plafon in te klim, want jy glo in 'n vryheid wat onbereikbaar is, 'n moeilike taak wat voor jou lê en die enorme inspanning wat dit van jou af vereis om vry te kan kom. En soos jy so besig is om uit eie mag uit te probeer, hoor jy nie. Maar dan kom daar 'n stem van buite wat sê, stop. Hoekom sloof jy jouself so af? Die deur is al lankal nie meer gesluit nie. Ek het dit reeds vir jou oopgemaak. Jy staan stil en in plaas van om aan te hou probeer, strek jy net jou hand uit en druk liggies teen die deurknop en die deur swaai oop. Die vryheid, die lig, die lewe was nie ver nie. Dit was in werklikheid die heeltyd net 'n eenvoudige daad van geloof om te besef dat iemand anders reeds die werk vir jou kom doen het. As ons vandag na Romeine 10 kyk, dan onthou ons dat Paulus hierdie gedeelte geskryf het. Hierdie gedeelte kom openbaar Paulus sy hartsogtelike begeerte dat sy eie mense, Israel, gered moet word. Maar te midde van hierdie verlange, bring hy universele waarheid aan die lig. Die manier om geregverdig te word, het vir die Jode verander. In die Ou Testament was daar die pad van die wet. Jy moes doen, jy moes presteer. En soos Paulus sê in vers 5, die mens wat hierdie dinge doen, sal daardeur lewe. Maar daardie pad was onmoontlik. Wie van ons kon ooit volmaak wees en volmaak optree in ons geloof? Die nuwe verbond het aangebreek. Geregtigheid deur geloof. Geregtigheid deur Jesus Christus. En dit sê vir ons, redding is nie ver nie. Redding is nie moeilik nie.
Dit is nie bo die berge of ander kant die see nie. Nee, die woord is naby. Romeine 10 vers 6 tot 8 getuig daarvan, maar die regverdiging deur die geloof word so verwoord. Moenie in jou hart sê, wie sal na die hemel opgaan met die bedoeling om Christus af te bring, of wie sal na die onpeilbare diepte afdaal met die bedoeling om Christus uit die dood terug te bring nie. Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Die evangelie verduidelik aan die gelowiges dat dit eintlik eenvoudig is. Die woord is naby, dit is binne bereik. Ons hoef nie 'n pelgrimstog te onderneem of onmoontlike take te verrig om God se genade te vind nie. Dit is in ons harte waar die boodskap lê. Dit is in ons verhouding met Jesus Christus self, die woord van God. Ons is nou reeds vir 14 dae in die adventstyd besig om na die name van Jesus te kyk. En in hierdie tye het ons verskillende name, verskillende titels vir Jesus genoem. Ons dink aan die koning van die konings, die wonderbare raadsman, die vredevors, die Immanuel. Ons dink aan die leeu van Juda, die lam van God. Watter name het in die afgelope 2 weke ook by jou opgekom? Watter staan vir jou uit? As ons Romeine 10 in ag neem, is die een naam wat ons Jesus mee moet aanroep en moet aanspreek, bovenal verlosser. Dalk die belangrikste naam van alle name vir Jesus. Hierdie is die sentrale waarheid wat die Here op ons harte wil kom druk hier in Romeine 10. Wat is daar die woord wat so naby is? Dit is die woord oor Jesus Christus, ons verlosser. Dit is die woord self, Jesus Christus, ons verlosser. Romeine 10 vers 9 tot 10 vorm die belydenis van geloof vir ons vandag. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons, en word so regverdig verklaar, en met die mond bely ons, en word ons verlos. Hier sien ons die 2 aksies wat hand aan hand gaan. Geloof in die hart, wat tot geregtigheid lei, dit is jou innerlike oortuiging. Glo jy dat Jesus werklik die Here is? Glo jy dat hy gesterf het en opgestaan het? Glo jy dat hy jou sonde verlos? Is Christus Jesus jou persoonlike verlosser en saligmaker? Hierdie geloof bring jou in die regte verhouding met God. Dit verklaar jou regverdig. En dan tweedens, belydenis met die mond. Dit wat tot redding lei. Hierdie is die uiterlike getuienis. Dit is die reaksie op ons innerlike geloof. Ons sê dit hardop, ons praat daaroor, ons spel dit uit. Hierdie belydenis is 'n daad van oorgawe en wat tot volle ervaring van redding kan lei. Die geloof is nie 'n geheime gedagte nie. Ons moet dit uitgesproke uitleef. Dit moet vir ons 'n werklikheid wees. Is jy gereed as jy beide die innerlike glo en die uiterlike bely om die ware verlossing van die Here te ervaar? Paulus gaan dan nog 'n bietjie verder en hy wys vir ons dat hierdie redding nie net vir sekere mense is nie. Nee, daar's geen onderskeid nie. Hierdie redding is vir elkeen. Dit is 'n goddelike en 'n universele uitnodiging. En ons lees dit in vers 12 tot 13. Dit maak inderdaad geen verskil of jy 'n Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Let op hierdie woord, elkeen. Die Here diskrimineer nie, of jy jonk en oud is, of jy ryk of arm is, of jy dan nou 'n Jood of 'n Griek of Afrikaans of Engels of Xhosa is, dit maak nie saak nie.
Ek geniet dit nogals baie keer om na die Kosa rappie kommentaar te luister. Ek het nou dag selfs 'n post gesien waar hulle die Engels gesit het in Europa, wat hulle die Engelse kommentaar gee, en dan die Afrikaanse kommentaar, en dan die Kosa kommentaar, en hoe opgewonde hulle daar kon raak. En hier kom leer ons dan eintlik, dit maak nie saak nie, ons almal aanbid dieselfde Here. Ons almal aanbid Jesus Christus, en elkeen wat Jesus Christus as verlosser bely, hulle word deur die Here gered. Dit wat ons dan van mekaar onderskei in menslike terme, ons kultuur, of ons taal, of ons gebruike, dit maak nie saak nie. Uiteindelik maak geloof in Jesus Christus die meeste saak. Jesus is die Here oor almal. Sy genade is 'n ryk oorvloedige geskenk vir almal. Die voorwaarde is net, roep die naam van die Here aan. En wat beteken dit dan vir my en jou om sy naam aan te roep? Dit is 'n uitroep van nood. Here, ek is skuldig, ek het gesondig, ek kan nie myself red nie. Dit is 'n uitroep van oorgawe. Here, ek gee beheer oor aan U. Dit is 'n uitroep van vertroue. Here, ek glo dat U my red. En dit is nie 'n ritueel nie, maar 'n verhouding. 'n eenmalige, opregte oproep wat jou toekoms vir ewig gaan verander. En dan daarna 'n konstante weerroep en terugroep na geregtigheid, 'n bewustheid dat jy dit nie op jou eie kan doen nie, maar dat die Here dit vir jou doen. Hy is so besig, partykeer is ons soos in die storie so besig om dit te probeer uit eie mag doen, dat ons hom nie hoor nie. En dan kom daar 'n stem van buite wat sê, stop, hoekom sloof jy jou so af? Die deur is al lankal nie meer gesluit nie, ek het dit reeds oopgemaak. Die vryheid, die lig en die lewe was nie ver nie, dit was in werklikheid die heeltyd net 'n eenvoudige daad van geloof, om te besef, iemand anders het dit reeds vir jou gedoen. Daardie iemand is Jesus Christus. Ons moet dit bloot besef, en elke keer wanneer ons self probeer, moet ons daarvan bewus raak, dat hy dit vir ons doen. Die oomblik wat jy sy naam aanroep, tree hierdie belofte van vers 13 in werking. Jy sal gered word. Die verlede tyd is die voltooide tyd, en die voltooide werk van Jesus. Jy is geregverdig deur Jesus, wat jou verlossing bewerk. Jy is gered, as jy in hom glo. So hoe lyk dit vir ons daagliks om Jesus se naam aan te roep? Ons roep hom aan in nood, wanneer dit sleg gaan en ons stres en angstig is. Ons roep hom aan in versoeking, wanneer ons aan die deur klop en dit self probeer opforceer, wanneer ons verkeerde dinge in ons lewe wil toelaat, help hy ons en hy red ons. Ons roep hom aan in afhanklikheid, wanneer ons sê, Jesus, ek kan nie, net U kan. Die krag van die naam van Jesus word in ons lewens 'n werklikheid. Hy, ons enigste redder, red ons elke dag. Onthou wat ons hier in Romeine 10 lees. Ons redding is nie ver nie, dit is nie moeilik nie. Die woord is naby. Dit is in jou mond en dit is in jou hart. Die hemel is stil en wag vir jou om daardie naam, bo elke naam aan te roep. En die naam is Jesus Christus en dit behoort aan die opgestane Here. Hy was nie bloot 'n profeet of 'n goeie leraar nie. Hy was die perfekte verlosser vir ons sonde. Jy hoef nie te wag nie, jy hoef nie te werk nie, jy hoef nie te probeer of te presteer nie. Jy moet glo. En jy moet sy naam uitspreek. Jy moet geloof hê in God drie-enig alleen. Dalk het jy ook 'n hartstoglike begeerte hierdie Kersfees, dat iemand vir wie jy lief is, hulle verhouding met die Here herstel, herontdek, of dalk vir die eerste keer hierdie verhouding ernstig opneem. Dan kan jy, soos Paulus in Romeine 10 vir hulle sê, dis nie so ingewikkeld nie, die werk is reeds gedoen, roep net die naam van Jesus Christus aan. Dalk is dit jy, wat vandag nodig het om te hoor, dit is eenvoudig, glo net in hom. Gryp die kans vandag met 2 hande aan. Is jy vandag seker, dat jy die naam van Jesus Christus glo? Dat jy in die een glo, wat uit die dood uit opgewek is?
dat jy met jou mond kan bely, wat jy in jou hart glo en van oortuig is, dat Jesus die Here is, dan is jy gered. Kom ons onthou dit, kom ons gaan leef dit, kom ons gaan roep sy naam aan in alles wat ons doen. Kom ons bid saam. Here God, Here van alle Here, Here, dankie dat ons U naam vandag kan aanroep en kan glo, as ons dit met ons mond bely, dit wat ons in ons harte glo, dan is ons gered. Dankie vir ons verlossing, Here. Ons neem dit nie ligtelik op nie, ons is dankbaar daarvoor. Ons glo in U alleen. Kom seën ons in hierdie Kerstyd, Here. Kom raak ook die mense om ons aan wie U liefde en U genade nodig het. Kom wys vir hulle, Here, hoe om in U te kan glo. Here, help ons om te onthou, dit is niks wat ons uit eie probeer kan doen nie, maar geloof alleen wat ons red. Dankie dat U vir ons die deur oopmaak. Dankie dat U vir ons die weg is, Jesus Christus. Dankie dat U vir ons die verhouding kom herstel. Ons is so lief vir U en ons kan nie genoeg dankie sê nie. Amen. Dan het 'n paar afkondigings wat ons graag onder julle aandag wil bring. Die kerkkantoor is gesluit vanaf hierdie week wat verby is en die kantoorfoon is nog steeds telefonies beskikbaar. Julle is baie welkom om die kantoor te kontak oor enige iets. En dan sing ons laastens 'n lekker lied saam, 'n lied wat oor die majesteit van die Here getuig. Kom ons sing dit en ons roep die naam van Jesus aan. Gladryke heerlikheid, ons wil Jesus die koning alder bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon wil ons omprys. Hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Hy het gesterf, ons heil verwerf, hy het oorwin. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Gaan leef met die verwagting dat Jesus Christus, die Here, jou vooruitgaan en die pad vir jou wys. Gaan lewe en roep sy naam aan en glo in jou hart dat hy jou gered het. Amen.